Dis so lekker om vandag weer saam met julle te kan kuier. En ons is in 'n incredible reeks wat ek nou reeds gaan sê. Ons is in die 4de week van hierdie reeks wat regtig ons kom uitdaag het. Maar voor ek daarby uitkom, wil ek eers vir jou 'n storie vertel. Nou, ek was 13 jaar oud en die voorreg gehad om saam met my familie in Engeland en Skotland te getoer het. My pa het ons gevat op 'n vakansie, so bevoorreg. En ons het getoer oor die land met Trafalgar toere en elke nou en dan met 'n bus gery na 'n volgende hotel toe. En mense sou nou dink as 'n jong man het ek uitgesien na die volgende plek wat ons sou sien of die volgende landskap of die volgende berg, maar weet jy waarna het ek die meeste uitgesien? Elke keer by 'n nuwe hotel is hierdie prentjie. Ja. Hierdie masjien is waarna ek uitgesien het. As jy hom nie mooi kan sien, hier is 'n naby foto om vir jou 'n bietjie 'n prentjie te wys van hoe hierdie masjien werk. Nou hierdie is 'n geld ingooi en hopelik val iets daar uit masjien. As 'n 13-jarige laaitie het ek vir die heel eerste keer met die emosie van greed te doen gehad. Geld. Ons het daai pondjie daar ingegooi en dan hopelik het hy geval, uitgekom en meer het uitgekom. En ek onthou ek en my broer kon nie wag om te kyk, is daar dalk by die volgende hotel ook een van hierdie masjiene nie. By tye het ons baie stout die masjien nog so 'n bietjie gestamp ook om bietjie meer geldjies te kry. Nou wat ek daar beleef het is iets wat in ons wêreld is. Ek noem dit geldmal. Money madness. We live in a money mad world. Soos Malcolm Forbes gesê het, he who dies with the most toys wins. Dalk is daar nie meer masjiene soos dit deesdae nie. Daar is nog steeds, maar dalk word jy nie noodwendig aan dit blootgestel nie, maar dalk lyk jou masjien soos hierdie foto. Jy sien, daar is nie 'n sportbyeenkoms wat ons deesdae kan kyk op die TV sonder een of ander online sportbetting app of besigheid wat dit finansier nie. En hoeveel mans is in dit vasgevang? Dalk sit jy vandag en jy's vasgevang met online betting. En vrouens, voor jy dink julle is dalk af te hoe wat van hierdie prentjie? Ja, Shein het die wêreld oorgevat en dit lyk baie net asof Shein en Temu daar baie onskuldig is, maar is dit 'n ander vorm van money madness om geldmal te wees. Ek het die preek voorberei het. Ek letterlik gesit op my laptop en op my foon en die hoeveelheid boodskappe wat deurgekom het van 40% afslag en hierdie dit en daai seil en it's just a mad world that we live in. Maar in hierdie wêreld waar ons onder die son lewe, there's a call to not chase and live for what's under the sun, but to chase the Son, Jesus Christus. And Solomon the preacher, as we've gathered from the book of Ecclesiastes, the teacher, is giving us some clues. How do we live amongst this money-mad world? Hoe moet ek leef? Met watse perspektief moet ek leef? En daarom gaan ons weer inspring in die boek van Ecclesiastes. And we're going to look at Ecclesiastes 5. And I want to pray for us as we open this up to really come to grips, to be challenged with, have I been sucked into this money-mad world? As ek geldmal, jaag ek iets wat eintlik, soos die prediker sê, nutteloos is. Kom ons maak ons hart oop. Let's pray together. Lord, I pray that your word will speak to us. Your word is truth and your word is life. And it's there to set us free, not to condemn us, but to convict us to become more like you. I pray in Jesus' name that you will bless the reading of your word and the message from your word in Jesus' name. Amen. Amen. So ons gaan uit Prediker 5 vanaf vers 10 tot vers 20 gesels vandag en ek gaan so versie vir versie deur hom gaan en dan vertrou ek dat die Here ons sal kom leer hoe om te leef goddelik binne in hierdie geldmal wêreld van ons. Nou, as jy al ooit 'n duidelike vers kon gehad het, is dit vers 10. As die prediker begin deur te sê, he who loves money will not be satisfied with money. Nor he who loves wealth with his income. This also is vanity.
meaningless. Havel is the Hebrew word that we've unpacked the last couple of weeks. Toe Wesley 'n hele paar weke terug gepreek het, hy gepreek oor die seepbelletjies, daai bubbles wat ons so maklik blaas, en hierdie woord vanity, havel, is letterlik soos dit, soos kinders in hierdie wêreld wat rondblaas, ek blaas, maar as ek dit probeer vang, is daar niks, there's no substance, it literally pops in my hands, of soos 'n vapor of smoke, ek probeer dit te vang, maar dis net nie iets wat sal hou nie. En die predik kom en hy sê, the love of money is literally like that. The love of wealth, it will not satisfy you. Dit gaan nie vir jou gee wat dit wil gee. Dis nie net Salomo wat gesê het nie. Die Romeine het 'n sê ding gehad wat gegaan het, money is like seawater. The more you drink, the thirstier you get. En dit was John D. Rockefeller wat gesê het, I've made my millions, but they've brought me no happiness. When once asked, because he had billions, how much more do you need? He always would answer, just a little bit more. Then I might be happy. And yet he said, it didn't bring me happiness. So ek wil bietjie die myth rondom geld kom debunk uit die skrif uit. En die eerste ding wat Salomo vir ons duidelik hier sê is, money does not satisfy. Money does not satisfy. En dalk sit jy aan die ander kant van hierdie en jy dink, ja, maar ek het nie geld nie. As ek net geld sal hê, asof ek net my volgende 1000 of 10,000 of miljoen sal hê, as ek nou die volgende stadium van my lewe bereik, then I will be satisfied. Dan gaan ek gelukkig wees. Maar Salomo staan aan die ander kant van al sy rykdom, hy wat alles gehad het. He had everything he ever wanted. God het hom geseën met soveel rykdom. And he says, from the other side, looking back, listen to me, this is meaningless. Even if you have 1,000 or 10,000 or 100 or whatever your benchmark is, it's meaningless. It is vanity. Dis my probleem met online betting en online gambling ook. En hier wil ek veral met jou praat as jy dalk 'n man is. Want veral mans word veral met sportbetting gevang. En die vraag is, hoekom word soveel mans in dit ingetrek, soos ek as 'n 13-jarige met 'n stupid masjien ingetrek was, van ek wil nog meer hê, ek wil nog meer hê, ek wil nog meer hê. Hoekom vir mans veral? Because we were created for adventure. We were created for the thrill. En is so sad hoe hierdie ouens wat die marketing van hierdie goeders doen en die manier hoe online sportbetting opgestel is, it's the thrill of the chase. Maybe I will get something. En wat gebeur dan? Manne word gevang. En hoeveel geld word weggedobbel, word weggebet. Kan ek jou vandag challenge? This is not God's will for your life. This is not what God designed for money in your life. Die vers gaan aan, vers 11. When goods increase, they increase who eat them. And what advantage has their owner but to see them with his eyes? Sweet is the sleep of a laborer, whether he eats little or much, but the full stomach of the rich will not let him sleep. When goods increase, they increase who eat them. Who are the they that he's talking about? Of vra enigiemand wat al die lotto gewen het. Skielik is daar 'n baie klomp theys wat by sy voordeur aankom klop en sê, hey, my lang verlore vriend, onthou ons was saam in die kleuterskool gewees. Jy sien, dis wat gebeur. Hoe meer geld ek het, hoe meer mense kom klop aan en sê, hey, ek wil ook 'n bietjie kom eet van jou borsie. And it says, what advantage has their owner but to just see them with his eyes? Hy sien letterlik hoe sy geld weggeëet word en weggevat word. Nie net as jy iets soos die lotto gewen het, nie, okay, maar ook vir ons, en dalk sit jy en jy's 'n owner van 'n groot company, jy sal weet waarvan ek praat. Hoe meer geld jy het, hoe meer mense moet daai geld bestuur. Hoe meer mense moet daai geld beskerm, hoeveel meer accountants moet jy inkry, hoeveel monde moet gevoer word, en dis wat hy hiervan praat. Dit gebeur wanneer ons baie geld het. Maar dan sê hy, sweet is the sleep of the laborer. Die een wat hard werk vir sy geld, of hy nou baie eet of min eet, maar dan sê hy,
the full stomach of the rich will not let him sleep. Dis is om 'n buffet te moet eet. Ek kan nie van 'n buffet nie, want jy betaal vrek duur daarvoor. En dan voel jy skuldig as jy nie genoeg geëet het nie. En dan eet jy heeltemal te veel. And afterwards you regret it. Hoeveel mense wat so baie geëet het van die wêreld se tafel, kan nie aan die slaap raak nie. Because your anxiety is multiplied. Your worries, jou bekommernis het so groot geword. And you can't buy sleep. Dan sê hy, it's better to sleep sweetly, even if you've eaten little. En dan sê hy vers 13, there is a grievous evil that I've seen under the sun. Riches were kept by their owner to his hurt. Wow. Riches were kept. As jy in die Pretoria Oos bly, is daar een van die most booming businesses, is wat? Storage space. Hoarding, harmful hoarding is wat ek het noem. Hoeveel moet ons nog hê? Hoeveel moet ons nog vir onsself hou? En die prediker sê, jy hou en jy hou en jy hou. To what? To your own hurt. Die storie word vertel van die 62-jarige Fransman wat in 'n haas na die noodgevalle toe geneem is, want hy het 'n probleem met sy maag gehad. Sy maag was so swaar geweest en iets was daar binne wat hom so afgetrek het dat hy kon letterlik nie meer loop, hy kon nie funksioneer nie. En almal dink it must be a cancerous tumor, but when they open him up, guess what they found? More than 300 coins. You see, this man had this disease where he ate money. Hulle kon hom nie red nie, hy is dood op 'n operasietafel. Nou ons kan ook sê, dit is stupid, wie sal nou geld eet? But aren't this money mad world doing exactly that? Hoarding, nog meer, wat kan ek kry? But he says it doesn't satisfy. It doesn't satisfy. Jy sien, as ek nou vir jou 'n 10 miljoen rand se cheque sou skryf, wat is die belofte wat daai geld vir jou inhou? As ek nou vir jou geld hier neersit, dink vir 'n oomblik aan die emosies wat nou opkom. Onthou, ek was 'n 13-jarige laaitie, ek het daai emosies beleef. As ek nou vir jou 10 miljoen rand sou gee, wat sal jy daarmee doen? Die twinkel in jou oogies. You see, the promise that money makes is it will bring satisfaction. But we just read now, money cannot satisfy. The second thing that it promises is what? Security. But I want to debunk that myth as well. Money does not bring security. Hoor wat sê vers 14. Those riches, wat hy nou so gehoord het, tot sy eie peril, tot sy eie hurt, those riches were lost in a bad venture. And he is a father of a son, but he has nothing in his hand. Solomon is saying, all the money that you've herded in one bad venture, one bad stock crash, one bad economic crisis, one catastrophe, alles kan in 'n oomblik verloor word en dan is daar niks om vir jou seën te gee, an inheritance for those coming after you. Nou sê vir my negatief, ek staan nie so stupid nie. And I have diversified. My portfolio is in 'n klomp plekkies gesit, so moenie oor my worry nie, ek is regtig okay. My geld gaan nêrens heen nie, daar's sekuriteit in my geld, ek is okay. Wel, luister na die volgende vers 15. As he came from his mother's womb, he shall go again, naked as he came, and shall take nothing for his toil that he may carry away in his hand. This also is a grievous evil. Just as he came, so shall he go. And what gain is there to him who toils for the wind? Jy kan so diversifiseer soos jy wil in 'n verskillende portfolio's. Daar's een ding wat ons almal eendag in die gesig gaan staar, en dis die dood. En jy kan niks saamvat van hierdie lewe tot in die volgende een nie. Dis soos die storie van die oomie wat gesterf het, en hy het geweet hy gaan sterf, en hy sê toe vir sy vrou, liewe vrou, vat net hierdie sak geld van my, en sit dit in die vertrek bo die bed waar ek weet ek gaan sterf, hierso bo in die solderkamer, sodat wanneer my siel nou hier opgaan, hemel toe, ek net die sak kan gryp en ek kan uiteindelik met die sak geld hemel toe gaan.
So is die ou oomie toe nou dood, en 'n paar weke later is die tannie besig om die huis skoon te maak, en sy gaan na die solder toe, en raai wat sien sy? Die sak geld. Sy kyk die sak geld so, sy kyk na die kamer wat so half onder die solder is, en sy sê vir haarself, ek dink hy moes dit eerder in die basement gesit het. Op pad af. Jy sien, ons kan niks saamvat uit die lewe nie. So ons kan nie eens ons sekuriteit vind in geld nie. Daar was hierdie storie wat Jesus vertel het. 'n Gelykenis in Lukas 12 of the rich fool. Hy sê, the land of a rich man who produced plentifully, and this man thought to himself, what shall I do, for I have nowhere to store my crops? And he said, I will do this, I will tear down my barns and build larger ones, and there I will store all my grain and my goods. Hoarding, harmful hoarding, nee, praat van storage space. And I will say to my soul, soul, you have ample goods laid up for many years. Relax, eat, drink, and be merry. Nou, baie van ons sal dink, ja, hierdie ou is 'n goeie finansiële beplanner. Hy het homself nou mooi hierso gaan set up vir die toekoms. Hy's reg. Maar wat noem God hom? But God said to him, you fool. This night your soul is required of you. And the things you have prepared, whose will they be? Jy sien, dood gaan ons almal toe kom. En dan roep God uit in vers 21, so is the one who lays up treasures for himself and is not rich towards God. You see, Solomon is telling us that the pursuit of wealth and money is not satisfying, it's not secure, it doesn't work, but also thirdly, it leads to sorrow. It leads to sorrow. Verse 17 says, moreover, all his days, this man that is hoarded, there's lost the ventures, there's etc., he eats in darkness, in much vexation and sickness and in anger. Laat my dink aan Scrooge Ebenezer van The Christmas Carol. Hierdie prentjie van hierdie man wat alles gehad het, maar hy het niemand gehad nie. Grumpy old man wat daar in die donker moet sit en eet. Donker te praat ook van dat hy heel moeilik heeltemal te veel gewerk het, want voor die son opkom en nadat die son eers ondergegaan het, kom hy eers by die huis aan. Hoeveel van ons mense leef so? Ek wil net nog meer geld kry, nog meer geld. But it brings sorrow, siekte na ons, nie net ons siele toe nie, maar baie keer fisiese siekte. John D. Rockefeller, toe hy 53 jaar oud was, het hy so siek geword van al sy angs oor al sy geld, dat hy letterlik van creamcrackers en melk geleef het. 'n Siek man, totdat ook die Here sy lewe kom omdraai het. Ek lees vir jou hierdie, want dit het my so uitgedaag, toe ek in my navorsing vir die preek besef die harm wat kom van geld. Die ironie omtrent besittings is, dat ons nie die besittings besit nie, die besittings besit ons. Ons begin almal met ons loopbane en dink dat wanneer ek geld het, dit myne is. Ons besef nie dat die besittings na ons kyk en vir ons sê, jy is myne nie. Ons het gedink ons sou geld gebruik, maar nou gebruik het ons. Ons het slawe daarvan geword. This is in the book of the Lord of the Rings, the Gollum met daai ringetjie, sy precious, wat hy gedink het hy besit dit, maar dit het hom eintlik in besit geneem. As ek vandag vir jou sou vra, jou kosbaarste besitting, jy moenie dink aan mense nie, dink aan materialistiese dinge. As ek vandag vir jou sou vra, gee dit weg. Kom ek maak dit nog maar erger. Die Here vra vir jou en sê vir jou, hoorie my kind, sal jy daai weggee? Hoe sal jy voel daaroor? Sal jy bereid wees om dit te kan weggee? Want dan sal jy weet of jou besittings jou besit en of jy dit besit. Jy sien, dis nie net Paulus wat hier, Salomo wat hieroor gepraat het, maar Paulus ook. In 1 Timoteus 6 sê dit ongelooflik. But those, vers 9, but those who desire to be rich fall into temptation, into a snare, into many senseless and harmful desires
that plunge people into ruin and to destruction. Is jy hoor hierdie woorde, temptation, snare, senseless, harmful desires, ruin and destruction. For the love of money is a root of all kinds of evils. It is through this craving that some have actually wandered from the faith and pierced themselves with many pangs. This money-mad world, hierdie geldmal wêreld, wat beloof, it will satisfy you, it will bring security, but we've seen now it does not satisfy, it does not bring security. It actually leads to sorrow. Okay, daar's my preek nou verby, en nou wil ek vir jou sê, sterkte, gaan koop al jou goeders, moenie meer werk nie, gaan gee dit vir die kerk of 'n sendingwerk, goodbye. Dis nie wat ek vandag vir jou sê. Nee, dis nie wat ek vir jou sê nie. Ek moes eers vir jou wel die ekstreem wys van die wêreld waarin ons lewe. En hoe maklik die wêreld waarin ons lewe beïnvloed hoe ons ook veronderstel is om onder hierdie son te leef as gelowiges en volgers van Jesus Christus. So is daar 'n alternatief om so te leef? Ja, daar is. If this is the extreme, there's another extreme that is a vow of poverty, waar ek niks in die lewe mag geniet nie, waar ek glad nie kan gelukkig wees, of eet of drink of iets nie, ek moet glad nie geld hê nie, ek moet letterlik 'n poverty mentality hê, en ek glo nie Salomo is besig om dit vir ons te sê nie, want die skrif eindig nie daar nie, daar's nog 'n paar versies wat kom, maar voor ek by dit uitkom, is die groot vraag, is money evil? Are possessions evil inherently? And the answer is no. Money and possessions is actually neutral. It depends on whose hands it is in. Jy sien, ons een klein woordjie wat ek uitgelos het, wel nie uitgelos het, maar ek het net op hom gedubbelklik toe ek nou net gepraat het nie, en dit is in 1 Timoteus 6 en ook in Prediker 5. It's amazing, Altoos vers 10. For the love of money is a root of all kinds of evils, and he who loves money will not be satisfied with money. You sien, this is a love affair. Dit gaan oor liefde. Timoteus praat van the desire, he who desires it, he who craves it. En wat is liefde en craving en desire? Nie anders as net 'n vorm van aanbidding nie. You see, money has got everything to do with worship. Show me your wallet and I will show you what you worship. En dis wat Salomo eintlik besig is om vir ons hier te sê. Jy sien, geld is neutraal. Geld kan vir die amazingste goed in hierdie lewe gebruik word. Ons het geld nodig om sendelinge in die wêreld te hê. Ons het geld nodig om die armes mee te help. Ons het geld nodig om na ons kinders te kyk en inheritance vir hulle te bou. We need money, but not the love, the desire, the craving, the lusting, the greed after money. So it's got everything to do with our money motive. Wat is die motief? Hoekom ek en jy geld het en wat doen ons dan met daardie geld? En dis waar Salomo aangaan in vers 18. Behold what I've seen to be good and fitting. Ek is so bly iets is daaraan vir hom positief ook. Hy sê something is good and fitting. It is to do what? Is to eat and drink and find enjoyment in all the toil, the work with which one toils under the sun. The few days of his life that God has given him, for this is his lot. Everyone also to whom God has given wealth and possessions and power to enjoy them. Pause there. Who is giving them possessions, wealth, and power? It's God who gives it. And to accept his lot and to rejoice in his toil, this is the gift of God. For he will not much remember the days of his life, because God keeps him occupied with joy in his heart. You see, Solomon is giving us this picture of a person who is not running after money to satisfy him, to bring him security, but somebody that has found his security and his satisfaction in God. And now you can enjoy life and the lot that God has given you, because this is also a gift from God. Onthou, werk in die Bybel
het nie gekom na die sondeval nie. Adam en Eva was al beveel om te werk voor die sondeval. The toil and the work isn't evil. It is a way of worship before God. And Solomon says, come on, you can enjoy life. Jy kan lekker eet. Jy kan lekker die lewe ingaan en dinge gaan doen wat die Here vir jou gegee het. To enjoy life. God has given you this gift called life. And we all have a lot. Die afgelope tyd, as 'n middeljarige fit Afrikaner man, moes ek myself gaan vra het, hoorie, is dit? Is dit nou my lewe? And it's amazing when you start to compare with people around you, what starts to creep in? Discontentment. You compare and you don't understand that this is the lot that's been given me. En ek kom by 'n plek kom waar ek vir die Here kon sê, Here, dankie vir my lot. Dankie vir wat U vir my gegee het. Here, ek wil my nie kom vergelyk met die mense rondom my nie. What you've given me is amazing. I'm going to enjoy this life because this is a gift of you. What about you today? Are you comparing the whole time? Because then we need to listen to what Timothy is taught by Paul in verse 6, where it says, that same chapter we just read, but godliness with contentment is great gain. For we were brought nothing into this world, and we cannot take anything out of this world. But if we have food and clothing, with these we will be content. En daar's die woord. Your money motive changes when you find contentment with what God has given you. And to stop comparing and stop falling for the lie that money would promise you satisfaction and security. Verse 17 of 1 Timothy 6 goes on, says, as for the rich in this present age, charge them, warn them not to be haughty. Daar is eintlik 'n ander woord vir windie. Moenie windie wees, moenie hoogmoedig wees nie. Nor to set their hopes on the uncertainty of riches, but on God who richly provides us with everything to do what? To enjoy. It is God who gives us everything to enjoy. They are to do what with their money? The rich people. To do good. To be rich in good works. To be generous and ready to share. They're storing up treasure for themselves as a good foundation for the future, so that they may take hold of that which is truly life. Wow, wat 'n skrifgedeelte. Jy sien, dis nie asof Paulus selfs sê daar's nie mense wat gaan ryk wees nie. Hy sê daar gaan ryk mense wees. Salome sê daar gaan ryk mense wees. Party van julle wat hierso sit, die Here het jou geseën met die ability om ryk te wees, to create wealth. But what is your motive with that money? Wat gaan jy daarmee doen? Is it just about what I can do with it under this sun? Or have you taken the leap to say, I'm not living under the sun, I'm living under the lordship of the Son, S-O-N, Jesus. En daarom, Here, wil ek my geld gebruik vir meer as net my lewe. Ja, ek kan dit gebruik om dit te geniet, om vir my vrou en vir my kinders te sorg, om iets te los vir my kinders, to enjoy life, but there's so much more. There's a kingdom perspective that God says. Jy sien, geld het ons beloof, ek gaan vir jou sekuriteit gee. I'm going to try and satisfy you. Of dit nou nog 'n die bank, ek kan dit nie vir jou doen nie, maar die ander ding wat geld wil doen, it wants to give you identity. Kyk wie's ek met al my geld, but God says your identity lies in a different place. If you are under the sun, you are as rich as nobody else on the face of this planet, because you are called a son and a daughter of the Most High God. And your identity isn't in what you can do or what you have. Your identity is in Christ. I know this is not easy, especially when we live in a world where we constantly look around and we compare and we compete and we just wish, oh, I had more. But there is an alternative. And I want to leave you with a picture of a Renaissance painter called Quentin Matsys. It's called The Moneylender and His Wife. Now, this is picture, if you look at it, you'll see there are two characters in this picture. It's this moneylender
who's counting his coins. Hy kyk hoeveel hy gemaak het. Hy's 'n loan shark in vandag se terme. Mens kan eintlik kyk hoe kyk hy daarna met hierdie hoogmoed. Maar die fokus is eintlik op sy vrou. Nou die vrou is besig om 'n gebedsboek te lees. Hulle het in Antwerpen gebly en dit was 'n baie godsdienstige omgewing waarin hulle gebly het, maar dit was ook een van die most booming business capitals of the world in those days. En jy sal sien, sy is besig om te blaai deur hierdie gebedsboek, maar waar dwaal haar oë? Haar oë soek ook na die geld. En dit was tipies hoe daai wêreld op baie stadium was, en is presies soos dit by ons op vandag is. Where I'm trying to serve God, I'm trying to pray. Ek wil vir sy koninkryk leef, maar as ek maar net kan. And we start to covet. Ons begin jaloers te word, soos hierdie vrou. En ons kyk hierdie kante, ons kyk daai kante. Maar dis nie al wat in hierdie prentjie is nie. Is daar nog iets as jy kan sien in die prentjie is? Kyk 'n bietjie mooi. Ja, jy is reg, daaronder is 'n spieël. En hierdie spieël reflekteer iets. Kom ek maak gou daai prentjie vir 'n klein bietjie groter. As daai prentjie vergroot, sal jy sien daar's 'n ander man wat daar staan. Hierdie man was eintlik die ou wat dit geskilder het, Quentin Matsys. Maar jy sal sien, hy is besig om te staan waar by 'n venster wat uitkyk op 'n ander realiteit as wat hierdie tweeetjies in vasgevang is. Daar's 'n groter realiteit waarna hy kyk. En kan jy dit sien? Die kruis? Die kruis wat ons roep en sê, daar is meer om voor te lewe. En kan jy sien hoe daai man vashou aan daardie kruis? You see, true followers hold on to the old rugged cross. It's a decision that you have to make, my friend. What are you gonna fix your eyes on? On money, the pursuit, the desire, by greed? Are you going to make a choice to say, no, God, I'm not going to find my satisfaction and my security in that, and my identity in money or possessions. I'm finding my what? My true identity, my true security, my true satisfaction in you, because I'm living under the Son Jesus, under his lordship. And I am living as a rich man and daughter of the Most High King. En dan word ek wat? 'n kanaal waardeur God ook die geld wat hy vir my gee. As dit my lot is en ek het baie, dan word ek 'n kanaal waarmee ek sy koninkryk kan uitbrei, waarmee ek 'n inheritance vir my kinders kan los, waarmee ek hom letterlik kan aanbid. Ek los jy met hierdie laaste verse, wat ek eintlik 'n gebed oor jou wil bid. Dit is uit Hebreërs 13 vers 5 tot 6, en sal jy saam met my bid. Lord, I pray that we will keep our life free from the love of money and be content with what we have. For you said, I will never leave you nor forsake you. And therefore we can confidently say, the Lord is my helper. I will not fear. What can man do to me? Jesus, ek vra dat ons sal keuses maak om op te bou ons bevrediging, ons sekuriteit te vind in geld en te dink dit gaan ons gelukkig maak. Onder die son is daar niks wat ons gelukkig gaan maak nie, behalwe U. Mag ons ophou jaag na wind. Here, mag U elkeen seën met rykdom, seën hulle met wat hulle nodig het, die lot wat U vir hulle het, Here, seën hulle. Mag hulle dit nie gebruik om iets vals te gaan soek nie. May they use it to worship you. In Jesus' name.